Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by 'n erediens in 'n winderige dag. Mag dit vir ons 'n vreugdevolle dag wees. Mag ons dink ook daaraan waarvoor die wind in die Bybel 'n simbool is. Ek dink as ons elke keer dink waaraan die Bybel, hoe die Bybel oor wind praat, dan sal dit ook baie keer minder sterend wees vir ons. Mag dit vir ons 'n goeie dag wees en ons dit geniet vandag saam met mekaar en saam met mekaar ook in God se teenwoordigheid. Ons gaan mekaar groet en dan gaan Hanlie vir ons 'n inleiding speel op lied 523 en terwyl julle bly sit, gaan ons 2 verse daarvan saam sing om net om stil te raak en let op die woorde daarvan. En ons skakel 'n bietjie af en ons skakel ons in om hier saam met mekaar te wees oor waarom hierdie erediens ook vandag gaan. So kom ons groet gou mekaar en sê vir mekaar welkom. Jesus Christus, God en mens, en ons werk uit naaste liefde, stuur ons als medemens, mense eensaam ondermaak, die kom hy ons naaste maak. Laat ons liefde en gebede vir mekaar ons egter bind, as hy kom die vors van vrede, mag hy ons so werksaam vind. Kom ja, kom so roep die bruid, en die Gees verlangend uit. In 1949 is daar in Parys in Frankryk 'n wêreldvrede kongres gehou. Dit was kort na die Tweede Wêreldoorlog. Die wêreld was broos en nog vol pyn van die oorlog en al die vernietiging daarvan. En 'n klomp mense het bymekaar gekom om vir 'n paar dae lank na te dink oor vrede en hulle het voor die kongres vir die wêreldbekende Pablo Picasso gevra dat hy 'n plakkaat moet ontwerp vir hierdie byeenkoms.
En Pablo Picasso het gegaan en hy het 'n duif geskilder. Nie sommer enige duif nie. Hy sê hy het gedink aan 'n wit duif wat sy pa vir hom gegee het toe hy 'n klein seentjie was. En het hierdie duif probeer skilder. Want het hy gesê, as hy aan hierdie duif dink en hy dink aan sy jong kinderdae, was hierdie duif vir hom die teken van suiwerheid en van broosheid. En toe hierdie plakkaat by hierdie kongres wys, was almal dadelik ingenome daarmee. En nie lank daarna nie, het die hele wêreld hierdie duif aangeneem as die internasionale simbool van vrede. Kort na die sonvloed, lees ons in Genesis 8, het Noag eers 'n kraai uitgestuur, om te kyk of die kraai iets gaan kry om te eet, maar die kraai het nooit teruggekom nie. Toe het hy 'n duif uitgestuur. En dan na 'n paar dae of na 'n paar uur, kom die duif terug, met 'n olyftakkie by hom. Die olyftakkie wat die teken is daarvan dat die water het gesak, en die duif kon die takkie in die hande kry, en dit vir Noag bring. Wat vir Noag die teken is, dat God nie alles vernietig het nie. Dat daar iets nuuts is, dat daar 'n nuwe lewe is, dat daar 'n nuwe hoop is. En wanneer Jesus gedoop word, dan daal die Heilige Gees op hom neer in die vorm van 'n duif. Vandag is 'n biddag vir vrede, onder andere. 'n dag waarop ons daaraan dink dat daar hoop is. Dat God gekom het in Jesus Christus om nuut te maak. 'n dag van suiwerheid en van broosheid. Gemeente, genade en vrede vir julle. Van God, die almagtige God, en van Jesus Christus wat sy broosheid kom wys het, en van die Heilige Gees, wat God in ons en rondom ons, en bo ons en onder ons is. Amen. Vriende, kom ons staan en dan gaan ons 2 lofliedere sing. Ons sing lied 188, 'n baie, baie bekende lied, en die tweede een, lied 440, die Here salf ons met sy Gees, en wat daarop volg. So kom ons staan en ons sing al 2 hierdie liedere. Tot in die
Dankie. Ek gaan vra dat die jonger kinders tot so by graad 3, 4 vorentoe kom. Julle is welkom. Ja, kom maar sit. En terwyl hulle kom, wil ek sommer gou vra, is hier enig iemand vanoggend by ons wat in gemeentelede of nie gemeentelede, besoekers dalk, wat betrokke is by een of ander veiligheidsmaatskappy, polisiediens, any security company, police service, defense force. Is hier enig so iemand vanoggend by ons? Goed. Het een van julle dalk iets saamgebring om in die kersboom te hang? Het jy iets gebring? Kom ons hang dit gou daarop. Kom ons hang dit gou op. Het jy iets om dit te kan ophang? Kom so daarin. Dankie, is maar so aan die liggies draaitjie. Nie een van julle nog ietsie? Ek kan maar so nie so. Want anders gaan hulle my sien nie. Ek kan so hier hang. Dan kan hulle my sien. Dankie. So ek het nou vir julle die storie vertel, julle gehoor wat ek vertel het van die duif. So ek het vir julle duwe saamgebring. As julle wil, kan julle in die week hulle uitknip of vir julle mooier duwe kry, of hierdie inkleer dat hulle baie mooier lyk. Hulle kan dis 2 duwe op elke bladsy, of enigiets anders. En dan bring julle elke Sondag dit saam, dan hang ons tot die boom, en ons hou aan en aan en aan, tot by Kersfees toe. En dan kyk ons hoeveel mooi goed aan die boom is. Maar dit is nog 3 weke wat jy het. 9 Desember is nog lank. Jy kan 'n klomp goedjies vir ons bring voor die 9 Desember. Maar dis juist hoekom ons vandag al begin. Dankie dat jy dit nou sê, Lloyd. Dis hoekom, want is eintlik nog nie die regte Kersfeestyd nie. Die regte Kersfeestyd, ons praat van Advent, dis die dae voor Kersfees, begin eintlik eers vandag oor 2 weke. Maar soos Lloyd nou sê, dan kort daarna is julle almal weg. Want julle is so gelukkig om baie van ons vakansie te gaan hê. So julle kan dit bring voor daai Sondag. Ek gaan dit nou vir julle gee. Ek wil gou hoor, wie van julle was al bang? Jy was al bang? Jy was al bang? Jy was al bang? Waarvoor is julle bang? Muise. Dis vreeslike goed. Waarvoor is jy bang? Vir die donker en slange. Rotte. Dan moes die slange by die rotte kry, nee. Waarvoor is jy bang? Vir jy gesê? Vir assessering. Ek kan nie sy woord gesê kry nie. Mens moet bang wees daarvoor, nee. Bang? Hoe voel 'n mens as jy bang voel? So. Hoe voel julle as julle bang is? Dis reg, dis presies wat ons doen, ons maak ons sê toe, ons trek 'n ding oor ons kop. Hoe voel jy as jy bang is? Jy hardloop net weg, gelukkig kan jy vinnig hardloop. Jy hardloop in die huis na 'n beter plek toe. Goed, as 'n mens bang is, en baie mense is bang vir die donker. Maar eintlik vir enige iets waarvoor jy bang is, laat dit jou voel of jy in die donkerte is, of jy alleen is, of jy wil weghardloop. Maar het julle al gesê, hoe lyk donker? Hoe lyk donker?
Het julle al gesien, as 'n mens in 'n donker kamer inkom, wat pikdonker is, of in die nag, en jy skakel 'n lig aan, het julle gesien wat doen die donker dan? Wat doen die donker dan? Jy sê mos jy hardloop weg vir die donker, jy hoef nie. Want as jy die lig aanskakel, dan hardloop die donker so vinnig weg. Dan is daar skielik niks donker nie, want die donker het weggehardloop. Want die lig laat die donker weghardloop. En dit waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan daaroor dat Jesus gekom het om ons bangheid weg te neem. Jesus is sterker as alles waarvoor ons bang is. En daarom, partykeer as ons so bang voel, dan moet ons weet, hier in my hartjie, vat gou so op julle harte. Hier in my hartjie het Jesus 'n liggie laat skyn, 'n liggie laat brand, 'n liggie ingesit. En dis hy wat daar is, hy is die lig. En hy vat al ons bangheid weg. Nou is jy nie meer bang nie. Nou, ons was nie daai dag daar, toe Jesus gebore is. Maar hoe weet ons dis waar? Ons glo dit. Dit staan in die Bybel. Ja, ons was nie daar nie, hoe weet ons dit? Ons glo dit. Dit staan in die Bybel, en ja, as dit in die Bybel staan dat hy in doeke gebore is, dan is dit waar. So kom ons gaan nou 'n lied sing, ons gaan nou staan, dieselfde lied as verlede week, so, ons ken hom nou al 'n bietjie beter. Al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. Ons gaan staan, en as ons dit klaar gesing het, dan bly ons staan, en dan gaan ons die geloofsbelijdenis doen. Ons gaan nou vir jou rustig. Ons weet ook, dis waar, dat die Here daar is, en dat ons in hom glo. So kom ons sê dit almal hardop vir mekaar, en vir die wêreld, dat ons in hierdie God glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie.
Baie dankie dat julle by ons was. En onthou, julle kan nou vir julle een van hierdie plakate vat. En dan kleer julle hulle in of kry 'n ander een of enig iets. Wat ja. Enigiets wat julle aan die boom belang kan julle saambring. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffers. Dit is ook vandag, dit is volgende Sondag die einde van ons kerkjaar. En dit staan bekend as die Sondag van Christus die Koning. Vandag is dan nou, behalwe nou die Sondag van Christus die Koning, is vandag die laaste Sondag van Koninkrykstyd voordat die nuwe jaar met Advent Sondag begin. En op hierdie Sondag dink ons in die kerk en ook weier as dit spesifiek ook aan die beskermingsdienste in ons land en spesifiek ook aan die polisiediens. En ek dink nie ons hoeveel daaroor te sê dat op die oomblik dit vir die polisiediens in ons land 'n baie moeilike tyd is nie. Ek het gevra vir Dr. Gawie Tirion wat 'n lidmaat van ons gemeente is, maar wat van tevore 'n polisiekapelaan was en ook geëindig het as die hoof van die polisiekapelaan. Gawie, ek weet nie wat jou rang toe nou was, jy kan miskien vir ons sê as jy wil, as jy hom gevra dat hy ook vanoggend 'n gebed doen vir die polisiediens in ons land. Met alhoewel ons kwaad is en verontwaardig is en verontrus is, ek en hy ook vroeër die week vir mekaar gesê, as ons nie vir hulle bid nie, miskien is daar van hulle wat nie vir hulle self bid nie. So Gawie, jy is baie welkom, asseblief. Dankie. Kom ons maak die oë toe. Wonderlike Here, dit is inderdaad soos wat Dominee Hennie se preekteks ook aandui, 'n tyd waarin ons lewe wat onstuimig is. Here, dit is 'n tyd wat vir ons selfs bang en benoud maak. En Here, dat daar ook tye kom wat ons selfs oor die vredemakers in ons gemeenskap ook dalk vraagtekens mag hang.
Maar dankie Here dat U die groot vredemaker is, en na wie ons toe vanmôre ook al ons sorge en ons bekommernis kan bring. Maar dankie Here dat ons ook vir hierdie mense kan bid. En vanmôre wil ek in sonderheid ook bid vir die polisiediens, vir manne en vroue, wat in die voorste linies veg vir vrede en vir ons veiligheid. Here, dit is so dat hulle soms onder baie moeilike omstandighede en selfs lewensgevaarlike omstandighede ook dien om ons veilig te hou. Daarom kan ons nie anders as om vir U te vra dat U seën sal uitstort oor hulle, en dat U ook vir hulle sal bystaan in die taak wat hulle moet uitvoer, om dit waar te maak wat in hulle lese staan, naamlik om te beskerm en te dien. Dankie Here vir duisende van hulle, wat regtig nog 'n passie vir die polisiediens het, en vir die veiligheid van ons mense in hierdie land. Ons dra elkeen aan hulle op. En ons bid ook Here in sonderheid vir hulle families wat in hierdie tye ook 'n geliefde verloor het in die uitvoering van sy diens wat hy aan ons gelewer het. Wat selfs sy lewe gegee het om vir ons veilig in hierdie land te hou. En Here, bid ons dat U aan die kommissaris en aan sy bestuurspan in sonderheid ook dan daardie wysheid en insig sal gee, dat hulle ook so gelei sal word, sodat hulle ook vir ons kan beskerm en kan dien. Maar dankie Here dat ons vir U kan vra as die groot vredemaker, om vir ons in hierdie onstuimige tyd ook te dra, ook vir hulle en hulle families. Ons bid U seën op hulle af, en ons bid dat hulle waarlik ook sal wees mense wat vir U vir ons sal beskerm en sal dien. Ons bid dit in die naam van die Koning, die Vrede Koning, Koning Jesus. Amen. Baie dankie, Gawie. Dankie. Patrick, I want you to come up and stand with me here, please. It happened a few times in the past that when somebody went out from the church building and went to their car, there's nothing, because somebody has stolen the car during the service. But when Patrick is here, and your car is parked on this side, you can know that nothing will happen to that car. Patrick, we are so fortunate that you are here and that you are our friend. And sometimes we feel guilty that we can be here in the church building and you must be outside, so that we can be safe and that we can be relaxed and know that our vehicles are in your hands. And we want to pray this morning for you and for many other people, many other car guards, many other security personnel, baie buurtwagte, ook vir die buurtwag in hierdie omgewing van die kerkgebou en van daar waar ons woon, vir julle wat aan buurtwagte behoort, of op watter manier ook al, met een of ander sekuriteit te doen het. So kom ons bid. Heavenly Father, when we are gathered here this morning in your name, we know that you are the light in our lives. You came to the earth to take away all the darkness, all the sin, and give us a new life. But Lord, you know that we don't see this light, this peace, this harmony in all places. And therefore we thank you for people like Patrick. And we know that
But more than one morning, they are leaving their houses and their families, and they don't know what will happen during that day, or whether somebody will attack them while we are in the church or in the shopping center or wherever. And we pray this morning that they will know that we appreciate it. But also, Lord, that they will know that you will protect them. And that you all also is the Savior for them. And we pray that we as a church will show our light and our thankfulness and our appreciation for what they are doing. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you very much. Vriende, ek gaan dit aan die voorportaal neersit. Dis 'n paar kaartjies, 'n klompie kaartjies wat jy kan neem aan die einde van die diens. En as jy ergens iemand teekom wat op een of ander manier met die veiligheidsdienste in ons land te doen het, gee gerus vir hulle so 'n kaartjie. Er is 'n gebed daarop wat ons eintlik vir hulle bid. Vir mense wat dit op amptelike maniere doen, maar ook vir mense wat dit op nie amptelike maniere doen. En ek weet dis van julle wat by buurtwagte betrokke is en op ander maniere of as jy by die mall kom of by 'n besigheid en as iemand wat in jou motor kyk, gee gerus vir hulle so 'n kaartjie daarvoor. Kom ons sing en julle kan bly sit daarvoor lied 578. En ons sing die eerste en die derde vers. Hierdie lied sê dat ons soms in onstuimige tye leef, maar dat God ons beskermer en ons vrede is. Ons gaan bly sit daarvoor, nie om nie te sing nie, maar om net ook daarmee te sê dat ons eintlik vir God aanbid, eintlik vir hom dankie sê, maar kom ons sing dit ook uit ons harte. Jesus, wat my liefde keer, laat ek vinnig by U staan. Kyk die waters wind en weer, dreig en ruk en trek my neer. Help my eiland, ag ek vrees, oor die woeste By 'n Kersliedere, by Kersligdiens, het die aankondiger, die seremoniemeester, by hierdie geleentheid
gesê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir almal in wie hy 'n welbehae het. En toe hy dit klaar gesê het, het iemand in die gehoor mompelend daarop reageer en gesê, as dit wat tans hier op aarde gebeur, vrede is, gee my dan maar eerder oorlog. En miskien is daar van ons wat daarmee wil saamstem. As dit wat tans op aarde gebeur, vrede is, gee my dan eerder oorlog. Want vriende, ons leef in 'n oorlog getuisterde land, sonder dat daar oorlog verklaar is. 'n Land waar ons nie altyd veilig is in ons eie huise nie. Waar dit soms lyk of ons net nie daartoe in staat is om genoeg te doen om dit wat aan my behoort te beveilig nie. 'n Land waarin daar in die afgelope jaar elke dag tussen 60 en 70 mense vermoor word. Met ander woorde, meer as 26.000 per jaar. 'n Land, en dit het Gawie in sy gebed ook na verwys, 'n land waar daar volgens opnames sowat 78% mense is wat nie meer vertroue het in die Suid-Afrikaanse polisiediens om vrede te bewaar in ons dorpe en gemeenskappe nie. Somtyds wonder ons of dit nie juist die veiligheidsmense is, die maatskappye is, die polisiediens, wonder ons is dit nie hulle wat die ruimte skep. Ons wantrou mekaar. Ons wonder. Ons dig aan mekaar goed toe, want ons voel so onseker in 'n land wat eintlik deur oorlog getuister word. In hierdie land en in hierdie tyd waarin ons leef in hierdie land, is die vraag vanoggend, wat is my en jou idee, ons begrip, ons verstaan van die woord vrede? Is vrede dalk een van daai goed waaroor ons nostalgies vir ons kinders en kleinkinders vertel dat dit eens daar was? Op dieselfde manier wat ons vir hulle vertel dat daar eens 'n tyd was wat die posman met sy fiets deur die strate gery het en ons pos eenmaal 'n dag in ons posbusse neergesit het en daar nog nie e-posse was nie. Is vrede dalk iets waarvan ons praat dat dit in die verlede daar was? Op dieselfde manier as wat ons vir ons kinders en kleinkinders sê, daar was 'n tyd toe daar nie televisie was en nie rekenaars en nie selfone was nie. O vriende, is vrede dalk iets waarmee ons groot mense vermaak as hulle nie aan die slaap kan raak nie. Ons doen dit met ons kinders en ons kleinkinders. As hulle bang is om te gaan slaap en bang is vir die donker en 'n kombers oor hulle kop wil trek, dan vertel ons vir hulle, jy hoef nie bang te wees vir al die monsters en al die drake in jou kamer nie, onder jou bed nie, want daar's 'n goeie vee. En as die goeie vee kom, die goeie vee gaan sommer deur die dak kom, en as jy bang is, dan sal die goeie vee kom en haar towerstafie so swaai, en dan kan daai towerstafie lig maak in elke donker hoekie, en dan sien sy al die monsters en al die drake, en as hulle haar sien, die drake haar sien, dan word hulle so bang, want dan voel hulle so klein, dan hardloop hulle almal weg. So jy kan maar lekker slaap, my kind. Hier is niks monsters of drake in jou kamer, waarvoor jy hoef bang te wees nie.
Die goeie vee is baie lief vir jou. En ons vertel dit so, en dan kom ons agter hulle slaap, en dan sluip ons uit die kamer uit. Is vrede. Die vrede waarvan die engele sing, daar is vrede op aarde vir die mense wat God lief het. Is vrede dalk iets wat ons nou en dan vir mekaar vertel? En dan vat dit so vir 'n oomblik ons vrees weg. En groot mense kan ook in die slaap raak. Die vraag is, vriende, die vraag aan die einde van die jaar 2026 is, of vrede nog 'n moontlikheid is. Of vrede nog in ons land, in die wêreld, in die verhoudings tussen mense, of dit nog iets is wat realisties vandag, nie lank gelede nie, maar vandag in hierdie wêreld 'n moontlikheid is. Die rede hoekom ons hierdie vraag vra is omdat dit lyk nie vir ons of die politici dit reg kry om vrede te bewerkstellig nie. Dit lyk vir ons, hoe langer ons aangaan in die geskiedenis en hoe meer regerings daar in die wêreld is, hoe minder vrede is daar, hoe meer oorloë is daar, hoe gewelddadiger raak mense, hoe slimmer raak mense om korrup te wees. Is vrede 'n moontlikheid? Want dit wil dan vir ons lyk of selfs die polisiediens dit nie gehandhaaf kry nie. Vriende, vrede is nie maar net 'n wapenstilstand nie. Vrede is nie maar net dat al die boewe in die tronk is en almal gearresteer word en almal aangekla word en almal verhoor word en dat daar 'n wapenstilstand onderteken word nie. Die Ou Testamentiese woord wat ons nou eintlik ook al goed ken, die Hebreëse woord Shalom, gaan nie oor die afwesigheid van vyandskap of oorlog nie. Shalom gaan daaroor dat dit wil verduidelik dat daar 'n godgeskepte toestand van heelheid, regverdigheid en harmonie met God, harmonie met mense en harmonie met myself sal wees. Shalom, vrede, is heelheid. Is volmaaktheid. In Engels bestaan die woord whole met 'n W vooraan. Dit beteken die hele. Maar die W kan ook wegval. Dan is dit holy. En dis shalom. Dis volledig. Dis heel. En dis heilig. Dis 'n wêreld waarin daar regverdigheid is. Dis 'n wêreld waarin mense iets van hierdie heelheid beleef. Shalom is God se ideale orde waar hy die middelpunt is. En dis hoekom ons vra, is dit nog 'n realistiese moontlikheid in die tyd van vandag? Dat hierdie heelheid kan bestaan en dat ons kan sing oor hierdie heelheid, oor hierdie vrede. Want as ons na die koerante kyk, dan lyk dit nie meer of dit bestaan nie. Hierdie heelheid het bestaan. Dit het bestaan as ons lees vroeg in die Bybel in die paradys. Daar was heelheid, daar was heiligheid, daar was vrede, daar was bome wat dwars deur die jaar vrugte gedra het. Daar was riviere wat geloop het en groen gras. Maar ons, die mens, het hierdie Humpty-Dumpty, hierdie heelheid, laat stikkend val, gebreek. En wat doen God toe
hierdie heelheid stikkend val? Vir hoe lank doen hy alles in sy vermoë om te kyk of hy dit nie kan regkry nie? Want die oomblik toe hierdie volmaakte skepping van God, hierdie heel harmonieuse skepping van God, flenters val. Wat doen Adam en Eva? Hulle hardloop weg. Want hulle word bang, want skielik besef hulle, hier is donkerte. Hulle hardloop weg, en hulle trek 'n kombers oor hulle kop, hulle gaan kruip weg. En lank later, sit daar een nag, in die donker nag, 'n paar herders rondom 'n vuurtjie. Want hulle moet oor hulle skape wag hou, dat die wolwe en die beere en die wilde diere nie die skape kom vang nie. Maar dit is donker, so hulle maak maar 'n vuurtjie, dat daar 'n bietjie lig is. En ewe skielik gebeur daar iets, en daar kom hierdie groot lig vanuit die hemel, en hulle skrik, hulle amper mors dood. Hulle raak bang. Want bang, vriende, bang, is die teken van hierdie stikkende wêreld. En dan sê die engele vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Vrede vir julle. Moenie bang wees hier in die donker nag nie, want hierdie groot lig kom nie om julle te verteer nie. Maar in die stad Jerusalem, in die stal van Dawid, is daar vir julle gebore die een wat alles kom heel maak. Die vredevors. Vrede vir julle. In Romeine 5 sê Paulus vir die Romeine, daar is nou vrede tussen ons en God. As Jesus Christus vir my in die kruis gesterf het, en ek dit vir my toe-eien as myne, as God my sonde vergeef, dan is die oue verby. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Dan leef ek in 'n nuwe orde, waar alles heel gemaak is. Daar is nou vrede tussen ons en God. Adam, Eva, jy hoef nie meer weg te hardloop en weg te kruip nie. Jy hoef nie bang te wees vir die donker nie, want die lig het die donker laat wyk. En as Jesus opvaar na die hemel toe, dan lees ons in Johannes 13 en 14, dat die disippels ontsteld is. Verontrus is. Bang is. Want hoe kan ons leef as hy nou nie meer hier is nie? Soveel so dat daar geveg ontstaan tussen Jesus en Petrus, en Jesus hom aanspreek as Satan. Maar dan sê hy vir hulle, later in hoofstuk 14, moenie bang wees nie. Weer daai woorde, moenie bang wees nie. Vrede, ek gaan nou weg, maar ek gaan iets vir julle hier los. Vrede, laat ek vir julle na. My vrede, die vrede wat ek aan die kruis en vanuit die opstanding vir julle bereik het, my vrede, my heelheid, my nuwe lewensorde, laat ek vir julle na. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie. Ons is mense wat so pas vir mekaar gesê het, ek glo in God, die Vader, die Almagtige. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun. En in die Heilige Gees. Vriende, vrede. Vir mense wat sê, ek glo in die drie enige God. Vir sulke mense is vrede
in hierdie wêreld, in hierdie tyd, 'n moontlikheid. Christus het ons heel gemaak. Ja, hy het nie die wêreld heel gemaak nie. Maar Christus het ons, vir my, vir jou, nuut gemaak, heel gemaak. Die harmonie wat verbreek is, en wat bewys word daarin dat Adam en Eva weghardloop, toe hulle agterkom hulle het sonde gedoen. Daai verbreekte harmonie, kom herstel Jesus. Die bangheid wat hulle het, want sê net maar net, hy kry ons. Sê net maar net, hy vind uit is ons, wat van die boom geëet het. Daai vrees gaan weg. Hy kom herstel dit. Hy kom maak my nuut. Sodat Romeine 8 vers 1 vir my waar, vers 31 vir my waar is, niemand kan my meer aankla voor God nie. Die duiwel het sy mag oor my verloor. Daar is nie vrede in die wêreld nie. Daar is ook nie vrede in ons land nie. Dit is ook nie die vraag vanoggend nie. Die vraag is of ek die vrede, die heelheid, die harmonie wat God geskep het, of ek dit beleef. Dis hoekom Paulus as hy vir die Filippense skryf, en hulle waarskynlik vir ons sê, maar ons het hierdie klomp probleme, en hy self in die tronk sit, en dit moeilik gaan, en alles swaar gaan. Dan sê hy, maar maak julle begeertes aan God bekend, maar maak dit met dankbaarheid bekend. Gee dit vir God. Laat hy die lig skyn. En die oomblik as julle dit doen, sal die vrede, die heelheid, wat alle verstand, alle omstandighede te bowe gaan, dit sal julle omhul. Dit sal oor julle wag hou. Dit sal julle denke beïnvloed en julle harte beïnvloed. En die vrede is nie die afwesigheid van oorlog nie. Vrede is nie die afwesigheid van korrupsie en van 'n klomp slegte goed in die wêreld nie. Vrede is dat ek en jy vrede met God het. En hierdie vrede, hierdie verandering, hierdie nuutheid in ons lewe moet beleef. Ja, vrede is 'n moontlikheid. Vrede is 'n werklikheid. Daar is vrede vandag in Suid-Afrika. Daar is vrede vandag in die wêreld, want in Suid-Afrika en in die wêreld is daar gelowige mense. Maar die Bybel sê, hierdie vrede wat ek ontvang het, hierdie heelmaak wat ek beleef, moet ons nou gaan uitdeel. Dit is die Kersgeskenk waarna die wêreld smag. En wat ons vir hulle kan gee. Dis baie interessant dat as die engel nou daar by die herders kom en hulle so skrik en so bang is, en hy sê, moenie bang wees nie, want die Jesus is gebore, vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. As die engele dit klaar gesê het, dan sê die herders, laat ons dan opstaan, en dat ons dan nou gaan kyk of dit waar is. Laat ons opstaan en gaan. En as Jesus klaar in Johannes 14 vir sy mense gesê het, my vrede laat ek vir julle na, nie die vrede van die wêreld nie, maar die vrede wat ek vir julle gee, dan sê hy daarna, staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Julle is nou so ontsteld omdat ek weggaan, sê Jesus.
Maar julle het my vrede, ek gaan dit nalaat vir julle. Ek gaan weg, maar ek gaan 'n ander trooster stuur. My vrede gaan by julle wees. Staan op en gaan vertel dit vir die wêreld. Gaan leef dit in hierdie wêreld. Vriende, ons het nie net hierdie vrede nie. In elk geval behoort dit nie aan ons nie. Daarom sê Jesus in Matteus 5 in die bergrede: salig, gelukkig. Dit gaan goed met die vredemakers. Geseënd is die vredemakers. Ek het eers hierdie vrede as ek dit gaan uitdeel en dit gaan meedeel. Want dit is eintlik 'n teenstrydigheid, dit is eintlik 'n onmoontlikheid om te sê dat ek hierdie vrede met God het, maar dit nie leef nie. Vrede, vriende, is soos wanneer ek 'n nuwe battery in my motor sit. Dit werk nie so dat dat my motor wil nie aanskakel en niks wil werk nie, en ek sit 'n nuwe battery in, en nou brand die ligte, maar die ruitvleiers werk nie. Die ligreëling werk, maar kan nie my vensters oopkry nie. As ek 'n nuwe battery in my motor sit, dan werk alles. As alles nie werk nie, dan is dit nie die battery se skuld nie, dan is daar ergens fout in die bedrading. As ek hierdie vrede nie uitdeel nie, dan is dit nie die battery se skuld nie, dan is dit nie die vredemaker se skuld nie, maar dan is daar ergens fout in ons bedrading. Om vredemakers te wees, vriende, beteken nie ek moet nou iets gaan doen nie, of gaan onderhandel nie. Maar dit beteken dat ek iemand anders sal wees dat ek die vredemaker, die vredevors sal sigbaar maak, ook vir ander mense. Want vrede is immers deel van die vrug van die Gees. Paulus sê vir die Efesiërs, Christus is ons vrede. Hy het die vyandskap wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het, afgebreek. Hy het ons een gemaak. Hy het die bangheid weggevat. En het die muur tussen mense afgebreek. Ons het ook klaar gesê dat die oomblik toe Adam en Eva agterkom, hulle het sonde gedoen. Wat doen hulle? Hulle hardloop weg want hulle is bang, hulle vlug. Maar die tweede ding, en dis die tweede kenmerk van onvrede, is hulle begin beskuldig mekaar. Nee, Here, dis nie ek nie, dis hy, dis hy. En vriende, dit is presies wat ons doen. Dis altyd die ander se skuld. Dis die polisie wat nie hulle werk doen nie. Dis hoekom die land so lyk. Dis die klomp korrupte mense in die parlement, dis hulle skuld. Dis mense wat mag toeëien. As die regering anders lyk, sal alles anders wees. En dit is sekerlik waar. Baie van die goed wat ons sê is seker waar. Ek dink ook nie die polisie en die regering kom altyd op hulle plig na om 'n vredevolle samelewing te skep nie. Maar as ons dit klaar het gesê het, as ons dit nou klaar sleg gesê het en afgekraak het, wat het ons nou eintlik gesê? Wat het ons nou eintlik bereik? Behalwe verder afgebreek. As ons regtig iets betekenisvol wil sê, eintlik moet ons niks sê nie.
as ons regtig iets betekenisvols wil doen, dan moet die kerk, en ek praat van die kerk as die gelowige mense in hierdie land, dan moet ons so met mekaar leef. Dan moet ons so hierdie vredesgeskenk wat ons het, aangryp. Dat die regering en die polisiediens, dat hulle dan na ons toe sal kom en sê, hoe kry julle dit reg? Dat mense wat so verskillend is soos julle, Engels en Afrikaans en wit en swart, verskillende tale, verskillende kulture, verskillende generasies, hoe kry julle dit reg om in soveel vrede saam te leef? Kan ons asseblief ook deel van julle wees? Die vraag is uiteindelik nie, vriende, wat daai persoon gesê het, as dit wat ek op die oomblik in die wêreld beleef, vrede is, gee my dan eerder oorlog. Die vraag vanoggend is, hoe beleef die wêreld, nie die polisie nie, en nie die regering nie, nie Donald Trump of Putin of wie ook al nie. Die vraag is, hoe beleef die wêreld die kerk? Here, gee ons asseblief u vrede. U het dit nagelaat. U gee vir ons u vrede. Stel ons in staat, Here, om dit te leef. Om dit nie net toe te eie nie, maar dit uit te deel, dit weg te gee. Sodat Sagaria 8 vers 23 sal waar word, dat mense uit ons land, mense in regeringsposisies, mense in die polisiediens, mense wat in waar ook al leiding neem, dat hulle na die kerk toe sal kom en sê, help ons, moenie van ons af weggaan nie, want ons het gesien, God is by julle. Ons het vrede, ons het die vrede, die lig van die engele het rondom ons geskyn. Here, help ons as gelowiges om op te staan en vanoggend ook met u vrede hier uit te stap, die week in, die wêreld in. Amen. Vriende, net voordat ons 'n laaste lied sing, of nee, ons nog 2 liedere sing, laat Here u vrede deur my vloei, maar net voor ons dit sing, het ek verlede Sondag gesê dat Esme van Blommestein verlede Saterdag oorlede is, Rowan se ma. Haar dankdiens is Dinsdagoggend 11:00 hier in die kerkgebou. Vrydagmiddag is Dr. Jan Visagie van Helderberg Manor oorlede. En sy dankdiens gaan wees volgende Saterdag die 29ste op Stellenbosch. En vanoggend vroeg is tannie Gertie Viljoen wat in die Helderberg Support Center is, oorlede. En ek wil ook sommer vir julle wat in die Support Center is en vanoggend by ons ingeskakel is, sê, ons dink aan julle as vriendinne, as iemand van julle sterf, is dit elke keer swaar, ook vir die personeel daar. Ons dink ook aan hierdie families. Tannie Gertie het op 'n stadium 'n groot rol gespeel in Makassar by die Jesusbende. Ons sê ook daarvoor dankie. En dan vriende, het die aansoeke vir die nuwe leraarspos gesluit die afgelope week, en die kerkraad sal in die komende week dan daarmee begin werk. En ja, kom ons bid ook saam vir hierdie proses. Kom ons sing 'n lied, lied 284. Laat Heer u vrede deur my vloei. En dan gaan ek iets sê, en dan gaan ons 'n lied sing, terwyl ons bid vir elke volk. Ek gaan dit nie aankondig nie, Hanlie gaan net begin speel, en dan gaan ek die seën uitspreek, eers na die lied.
hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bloei. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haal. Ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaar. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haag. Ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaar. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Vriende, ons is nie per ongeluk toevallig in hierdie land nie, en in hierdie tyd in hierdie land nie. Ons is op die oomblik hier, geplaas deur God, om God hier te beleef, en om vredemakers te wees, in hierdie tyd, in hierdie land. Terwyl ons verwelke vol deur U op aard geplant, hoor ons, o Heer, wanneer ons dit vir hierdie dierbaar land. Ons sal wel sit in hierdie grond, gewerk waar ons nou woon. Ons is voor U grondsektor, aan hierdie land betoon. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in en deur Jesus Christus, jou hart en jou denke bewaar. Mag die Heilige Gees jou leer om sag te praat, stadig te oordeel en vinnig te vergewe. Mag sy vrede deur ons vloei in ons huise, in ons gemeenskap en in elke hoekie van ons land. Mag vrede van die Here elke oomblik by ons wees, sodat ons met blydskap kan leef.